Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? So hier is die teks. Lukas 24 vers 49. Het jy jou Bybel hier? Wil jy dit vir my oopmaak asseblief, van kyk ons saam? Dis net een vers waar Jesus sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So Jesus sê vir sy disippels, julle moet Jerusalem nie verlaat, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hy noem dit die belofte van my Vader, en daai belofte is krag uit die hoogte. Hy sê, bly hier, ek stuur die belofte op julle, die belofte van my Vader. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike gawe van die doping met die Heilige Gees, krag, die belofte van die Vader, krag uit die hoogte. Daarsonder kan ons, wie dit ontvang het, ons kan nie en wil nie daarsonder lewe nie. Ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg, vir baie van ons, honderde van ons, duisende van ons in hierdie land, en miljoene oor die hele wêreld, wat hierdie goddelike gawe ontvang het, deur die eeue heen. Dit is wat dit is, dis 'n gawe, dis 'n geskenk van U, Here, en ons dankie daarvoor. Vader, en nou wil ek bid dat, omdat dit U beloftes wat Jesus, U seun, uitgestort het. Hy het dit uitgestort, hy het dit ontvang van die Vader. En soos wat Matteus, Markus, Lukas en Johannes, al vier die evangelies sê dit, almal het dit gesê. Matteus het dit geskrywe, Markus sy vriend het dit geskrywe, Lukas, Paulus se vriend het dit geskrywe, en ook Johannes, die geliefde apostel. Al vier het gesê, Johannes doop met water, maar wanneer hy kom, die Messias, die Seun van God, sal hy julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dankie Here vir die doping met die Heilige Gees krag, die belofte van die Vader, krag uit die hoogte. Seën nou hierdie woord in Jesus naam. Amen. So, omdat ek nie die geleentheid gehad het om met jou daaroor te kon praat en ek is nou hier, wil ek dit graag vanmôre doen. Dis maar ook ons skrifteks. Nou dis aangrypend dat die konteks van die doping met die Heilige Gees krag uit die hoogte. Want onthou, as jy nou wonder hoekom ek dit bly sê, hoekom koppel ek nou doping met die Heilige Gees met hierdie woorde? Kom ek help jou. Die teks sê die belofte van die Vader wat krag uit die hoogte is. Lukas het nie daar gestop nie. Hierdie volgende 3 verse is nie sy laaste woorde geskryf het nie. Hoekom nie? Hy het ook geskryf Handelinge. So bly om na Handelinge toe. Maak jou Bybel oop in Handelinge 1. Selfde man, hy gaan aan waar hy opgehou het. Wat bedoel jy? Lees mooi. Vers 3, Handelinge 1. Lukas gaan nou aan. Nou gaan hy met 'n hele boek aan. Waar hy opgehou het by Lukas 24, gaan hy aan in vers 3. Aan wie hy na sy lyde, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en ons het mos in Lukas 24 gelees hoe hy die dood uit opgestaan het, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het. Wel, hierdie wat ons nou net gelees het, was mos sy eerste verskyning op sy opstandingsdag aan sy disippels. Oor die dinge van die koninkryk van God gespreek, sê hulle moenie van Jerusalem weggaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Nou is ons terug daar. Are you with me?
Is jy by my? Ons is mos nou weer by die belofte. Want Johannes, nou haal hy aan dat al die evangelieskrywers later sou skrywe, het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Daar's jou antwoord. So die belofte van die Vader, wat krag uit die hoogte is die doping met die Heilige Gees krag. Daar sien jy dit. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit? Vers 8. Maar julle sal krag ontvang. So, die belofte van die Vader, wat ons toegerus mee sal word, wat die doping met die Heilige Gees is, beteken geestelike krag. Dynamis. So die woordjie krag is dynamis. Dynamiet. Krag. Boom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Okay, so hoekom ontvang ek krag? Om 'n lekker tyd te hê? Myself? Nee. Lekker tyd in die kerk te hê? Nee. Krag ontvang om getuie te wees. Waar? Jerusalem, Judea, Samaria, uiterste van die aarde. En dan vers 14 sê, hulle was almal eendragtig bymekaar. Dan kom jy hoofstuk 2. Hoofstuk 2 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aanbreek. Dis interessant. Die dag van die Pinksterfees. Ek gaan nou iets daaroor sê. Was hulle almal eendragtig bymekaar. En dan kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind wat die huis gevul het waar hulle almal gesit het. En tonge soos van vuur het hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Elke een van die 120 wat op daai oomblik teenwoordig was. Daar was 120 mense. Die tonge van vuur het op elkeen van hulle gaan sit. En het almal begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis wat gebeur het. Dis die bewys, dis die manifestasie. Hulle het nou die belofte, wat krag uit die hoogte is, wat die doping met die Heilige Gees krag is. Het hulle ontvang. Dis wat dit beteken. Nou, terug na Pinksterfees. Dis interessant dat Lukas sê, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het. Wel, Israel het 7 feeste gehad in 'n jaar. En die derde fees was Pinksterfees. Die woordjie Pinkster is nie 'n Nuwe Testamentiese woord nie. Dit is 'n Ou Testamentiese woord. Want die woordjie Pinkster, jy kan dit hoor, Pinkster, Pinkster, Pentekoste. Pentekoste is 'n getal. Dis 'n getal en die getal is 50. So, hier is die storie. In Oud-Israel, volgens die wetboek van Moses, Levitikus, 50 dae na die Paasnaweek, na Pasga, moes hulle tel. Eers 7 weke van Saterdag tot die Saterdag, vir 7 weke lank moet hulle tel, sê die wetboek, aan woorde tot op 49ste dag. Hy sê, maar die volgende dag van die 50, want dis die 50ste getal. Die volgende dag maak die 50ste dag, dis die Sondag, na die Saterdag. En die wetboek sê, ek gaan kyk in Levitikus, dan moet julle 'n koringoes feesviering vir die Here hou. Ander woorde, julle moet 2 eerstelingsbrode voor die Here bring, die boer moet sy eerstelingsgerf voor die Here bring, en wat hulle doen is, dis deel van Israel se feeste, en die fees is, julle moet vir die Here in die begin van die koringoes, moet julle 'n fees tot eer van die Here vier, dit was die derde fees in Israel, en dit was die fees van die eerstelingsgerf, dis die fees van die koring. Daai fees van die koringfees beteken, ek as 'n boer kom staan voor die Here, en ek kom staan voor die priester, en hy waai, ek gaan na my land toe, en ek gaan snyf my so gerf, van 'n klomp are, van my koring, wat so, hulle is omtrent al ryp, dan vat ek 'n sens, soos 'n gerf, en dan sny ek dit af, ek bind dit in 'n bondel, ek gaan na die priester, ek sê vir die priester, hier is my eerste oes, van wat daar op my landery staan. En dan kom hy, en hy bring dit voor die Here, en hy dank die Here, hulle sing, hulle dans, hulle fees, die Here gaan vir my baie sulke gerwe van my land afgee. En met daai baie gerwe,
kan ek sorg vir my familie. Ons het brood vir die nuwe seisoen. Ek kan verkoop en ek kan lewe. God het voorsien. So ons jubel en juig. God kies van 365 dae 'n jaar. Kies God daardie dag om sy kerk toe te rus met krag uit die hoogte, om getuies te word in Jerusalem, Judea, Samaria en die uiterste van die aarde, om die oes van mense in die koninkryk in te bring. Verstaan jy hoekom dit gebeur het op Pinksterdag? Die uitstorting van die Heilige Gees krag was sodat ons wat almal gedoop is in die Heilige Gees krag kragtig kan getuig vir die Here, soos wat die Nuwe Testament ons leer, om die oes oor die hele wêreld in te bring. En van daardie dag af tot vandag toe, doop die Here mense met die Heilige Gees. Dan moet ek bysê, ek gaan nie sê wat ander pastore sê van my en van dinge van ons eie kerk, in die volle evangelie kerk, oor die dooping met die Heilige Gees, die frikkie viljoens, wat jy geken het. En van my predikers, alles van hulle het hom geken, ander nie. Dat die Here my op 'n besondere wyse gebruik het om te bid vir mense vir doop met die Heilige Gees. Toe ek groot geword het in Pinkster, 46 jaar terug. Ek kom uit die gereformeerde kring uit. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie weet wat dit beteken nie. Ek het niks daarvan geweet nie. Ek het nie groot geword nie. My oupa sal in sy graf omdraai as hy weet die dinge wat ek nou verkondig. Oupa het niks verstaan nie. Hulle weet niks van hierdie goed nie. Die kringe waar ek groot geword het ons niks van dit geweet nie. Maar 46 jaar terug toe die Here my in Walvisbaai doop met die Heilige Gees, my hele lewe verander om my getuie vir die koning te maak van die hemel. Nou hier's die ding. Ek het met hierdie 2 oë wat ek nou vir jou kyk, het ek gesien waar ek in Suid-Afrika, hier in die Weskaap, hier sit mense in die diens wat saam met my was in van die dienste in Atlantis, waar ek gesien het hoe die Here mense doop met die Heilige Gees, ons gaan doop met die Geesdienste, oor die lengte en breedte van Suid-Afrika wat ek gedoen het, en oor die kontinent van Afrika in die buiteland. Met hierdie 2 oë het ek gesien voor my oë hoe doop die Here meer as 4600 mense met die krag van die Heilige Gees onder my bediening. Het ek met my eie oë gesien. So dis nie goed dat ek lees in die Bybel, goed dat ek lees in boeke, goed dat ander mense my van vertel nie. Soos ek vir jou sê, mense kom in die week hiernatoe. Mense kom dwars deur die jaar. Mense vlieg in Suid-Afrika, mense kom van oral en vra moet ons vir hulle bid vir die Heilige Gees en maak afsprake. So wil ek sê, dis iets wat ons elke maand van ons lewe ervaar en beleef, oral waar ek gaan in die wêreld. Dis vir my niks vreemd nie, dis wat ons doen. So wat ek nou vir jou wil sê is, as ek met jou praat oor die doop in die Heilige Gees en jy verstaan dit nie, gee my 15 minute of 18 minute of wat ook al, dat ek net vir jou 'n paar vrae vra, jy hoef my nie te antwoord nie, dan lê ek dit vir jou uit. En dan, as jy wil gedoop word met die Heilige Gees, dan kom klop jy in, want ons die diens gaan nou hierdie maand Junie. En dit gaan nie op 'n Sondagoggend wees nie. Dit sal 10 jaar wat ek dit nie doen nie. Nie op 'n Sondagoggend nie. Dit sal nie op 'n Sondagaand wees nie. Want dan kry jy nuuskierige aagies en wil kyk wat doen ons. Ek is nie geïnteresseerd daarin nie. As jy wil gedoop in die Heilige Gees, ons sal vir jou afkondig volgende week en sê dis die datum in Junie wat ons dit gaan 'n Maandag, 'n Dinsdag, 'n Woensdag of 'n Donderdag aand wees. Heel waarskynlik sal dit 'n Maandag aand wees. Heel waarskynlik. Dan gaan ons vir sê dis die datum. En as jy na daai diens toe kom, gaan jy die dag vas en bid voordat jy kom en daai aand dan sal ons pastore ons hande op jou lê en vir jou bid en die Here sal jou doop met die Heilige Gees krag. Alraai. In hierdie gemeente en die mense daar buitekant wat nou na ons YouTube video's kyk, julle moet daarmee maak wat julle nou wil, maar in hierdie gemeente waar ek al 34 jaar is, word daar gemiddeld tussen 40 en 60 mense elke jaar vir 34 jaar gedoop met die Heilige Gees. Besoekers, mense wat van oral oorkom. So dit gebeur al vir 34 jaar lank, wat besoekers kom en mense kom en wat 'n begeerte het. So as jy nou vandag sê, Dokkery, ek verstaan nie wat jy nou sê nie. Wat praat jy nou? Nou, gee my net 'n paar minute. Okay. En as jy agterna wil vra, by all means. Jy kan my kontak, jy kan 'n afspraakie maak, jy is meer as welkom. Ek hou daarvan baie keer om vir mense te bid vir doop met die Heilige Gees
6:00 in die oggend. Dit het baie gebeur hier in hierdie gemeente, pastoor, want wat gebeur is, ek vra van mense, hulle sê, nee, dalk jy moet vir ons bid, pastoor, ons wil gedoop met die Heilige Gees. Dan sê ek, is jy ernstig, wil jy regtig gedoop word? Ja, ek sê, okay, maak 'n sacrifice, dat ek bietjie sien. Kom, ek bid hier by die kerk 6:00 in die oggend, so ek nooi jou. Sorg dat jy 6:00 hier is. En as jy hier by die Here is, jy stap hier in, as ek vir bid en die Here sê doop met die Heilige Gees. Dan doop die Here met die Heilige Gees, as hulle weer daar uit by die deur. Ek sal nooit vergeet. Ek moet dit vir jou vertel want julle sal dit nou nie weet nie. So in my vorige gemeente, nee, nou kan ek praat van jare terug, want ek is al 34 jaar hier. Maar in my vorige gemeente in Bethlehem het ek 'n ouderling gehad, pure goud, oom Hermanus. En hy het 'n Peugeot gery wat uit Noag se tyd uitkom, okay? Dit is die oudste Peugeot wat ek in Suid-Afrika gesien het, maar die ding ry. En hy het so 'n donker roesbruin kleur, chocolate roesbruin kleur. Hy het alleen gebly in sy tuin, by sy huisie, en die tuin was net blommetjies. Die hele erf was blomme. Hy het gesê, hy is op pad hemel toe, en hy leef nou al tussen al die blommetjies, wat hy dink ook aan die hemel gaan wees. So oom Herman se vroukie was dood, en hy was toksiel alleen. Maar een dag, toe die Here nou 'n klomp mense by my gemeente op 'n Woensdag aand doop in die Heilige Gees, kom oom Herman na my toe. Hy vra, kan hy die pastoor sien asseblief, hy maak 'n afspraak. Ek sê, oom Herman, kom net, dit is plattelandse dorp, jy kan ons enige tyd kom. So hy kom maar by my aan, en hy kom sit daar by my, maar hy is so ernstig. En dis 'n ou man, ek skat hom, hy was seker op daai stadium so 74, ekskuus as ek sê dis oud. Nou ek wil net sê, 34, 35, 36 jaar terug, ek is nou 66, nou moet jy uitwerk, waar was ek? So as jy in jou 30's is, en jy weet dan, iemand wat sê, voel vir jou, dis ou mense. Nou dat ons al hoe nader aan daai datum kom, en voel ons, ek voel nog so jonk. Anyway, so die man, Hermanus, hy sê, pastoor, ek het 'n belydenis om te doen. Ek tog, wat se sonde het hy? Hierdie man, hy is soos 'n engel van God in my oë. Ek is like, oom Herman, wat het jy gedoen? Hy's like, pastoor, ek dien op jou kerkraad. Ek sê, ja, oom Herman, jy is een van die ouderlinge, saam met oom Tom Douby en die manne. So what about it? Hy's like, pastoor. Ek sê, oom Herman, wat het op jou hart? Hy sê, ek sit daar tussen julle. Ek sê, ja, oom is altyd daar. Hy's like, maar ek is nog nooit gedoop met die Heilige Gees. Praat nie in ander tale soos julle. Ek sê, maar mans, nou is ek so geskok. Ek bedoel, hy's 'n ouderling, hy moes maar lankal hierdie wonderlike, en hy's 'n ou man. Wanneer wil hy met die Here omdoop, die dag voor hy dood is? Wat help dit? En ek is like, oom Hermans, wat sê jy nou? En sê, so groot, wat gaan die pastoor doen? Ek sê, oom Hermans, môreoggend 6:00. Ek is 5:00 al by die kerk, né? Maar 6:00 is jy hier. Right? Jy by die kerk. Dis reg, pastoor. Ek sê, oom Hermans, en ek gaan vir jou 6:00 bid. Die Here gaan jou doop 6:00 môreoggend met die Heilige Gees. Verstaan jy vir my? Ja, pastoor. Ja, pastoor. Ek sê, vrede oom Hermans, hy het so kierie, tok, hy nou hier so weg met die kierie, tot by sy Peugeot, en daar gat in die pad af. Wat ek 5:00, ek sê, Here, vandag is dit ek en oom Hermans, laat bring hom. 6:00, hier kom oom Hermans. Nou hoor ek eers, hoe kom die Peugeot om die draai, stop hy daar by die deur van die kerk, nou hoor, dorp is ons doodstil, daai tyd in die oggend, nou stop hy daar, dis nou nie soos in die stad met al die karre hier 6:00 oggend op die pad, in elk geval, dis so stil daar op die plat, en hoor ek, hier stop die Peugeot, klap die deur toe, tok, nou ek weet ek die deur is oop, tok, hier kom my af, ek sit heel voor die kerk, soos hier in die voorste bank, sit ek, kom Hermans met sy kierie, kom tot so by my kom, ek sê, Hermans, hoe gaan dit met jou? Pastoor, my slaap het van my gevlug in hierdie nag. Ek het nie geslaap. Ek sê, Hermans, ek voel hom nou baie sleg, dat ek jou 'n nag uit jou nagrus uit het. Hy sê, 3:00 vanmôre, toe lê ek daar op die vloer voor die Here. En ek sê, Here, as ek vanmôre 6:00 by my pastoor kom, sal hy my doop. Hy sê, ek het God aangeroep, deur die nag. Ek sê, is wonderlik, oom Hermans.
Wonderlik. Here gaan jou doop. Ek sê, maar nou moet jy eers stil bly en luister. Ja, pastoor. Ek sê, ek het 'n paar dinge om vir jou te sê. As ek met jou klaar gepraat het, dan gaan ek vir jou bid. En as ek vir jou bid, gaan die Here doop met Heilige Gees. Do you understand me? Dis reg, pastoor. Dis reg. Praat met hom. So 10, 15 minute. Sit hy daar. Hy sit nie heel voorstel. Harde houtbanke, net sit op die houtbank. Sy kerie lê daar. Ek sê, maar mans, verstaan jy wat ek gesê het? Heeltemal, pastoor. Heeltemal. Ek sê, maar toe, wat is jou probleem? Maar nou wil hy sukkel om op te staan. Ek sê, o nee, hy is 'n wankelrige ou man. Ek sê, nee. Los die kerie waar jy is en jy sit doodstil op daai stoel. You don't get up, okay? Ek wil nou nie moeilikheid hê nie. Het al hierdie man op die grond. Ek sê, sit net daar waar jy sit. Okay. Nee, maar hy's reg. En ek sê, maar mans, kom ons bid. En ek stap nou met my hande op hom lê. Hoop die Here om die Heilige Gees. Hy ou man, die trane vloei oor sy wange. En hy aanbid die Here in daai taal, seker vir 10, 12, 15 minute, en daai handjies is in die lug. En ek dink, my God, hierdie man, sy hele lewe is omtrent al verby, en op sy ou dag kom vra hy my, ek het dit nie geweet nie, ek was onkundig, ek het nooit besef nie, daar het hy dit nou. Hou praat om Hermans, later, ek gaan sit maar daar een kant, ek kan niks met hom uitrig nie, hy praat net en daar, nou los ek hom, toe dit nou klaar is, toe stap ek nou nader na hom toe, ek sê, Hermans, ek sê nou toe, hoekom het jy nou so lank gewag? Ai, my pastoor, en dan begin hy weer so in tale bid, ek sê, oomie, nou gaan jy huis toe, en jy het hier die gawe ontvang, en jy kan vir die res van jou lewe, tot die dag van jou dood, kan jy die Here aanbid in daai hemelse taal. Nee, dankie pastoor, hy het daai kerie, tok, tot by die karretjie, en dan, weg is hy. Nou, ek weet nie, of jy soos 'n oom Hermans is, dat jy begeer dit al vir soveel jare, maar jy het dit vir niemand gesê nie. Jy hou dit vir jouself. Maar jy begeer dit. En jy wonder, wat is hierdie Pinksterdienste, die doping met die Heilige Gees? So, ek gaan dit kort maak, okay? Ek gaan dit nie kompleks maak. Dan gaan ons vir jou datum gee. En as dit is wat jy wil hê, en jy dit begeer, want onthou, 1 Korintiërs 14 terloops, as jy nie weet nie, sê vers 1, luister mooi, jaag die liefde na. Hoor nou, waarna moet jy jaag? Waarna toe moet jy eers jaag? Na die liefde. Ons almal jaag na die liefde, is dit nie so nie? Nee, almal wil liefde hê, almal jaag na liefde, maar die teks het nie daar gestop nie. En beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nie net liefde nie, waar's die gawes? Vers 3, hy wat profeteer stig mense. Okay, dis wonderlik, kom ons stig mekaar in, want as jy profeteer, dis nie woorde van openbaring nie, Bybelprofesie, Nuwe Testament se gawe profesie is woorde van, hy sê daar wat dit is, woorde van stigting, troos en bemoediging, ons bemoedig mekaar. Dis die profetiese gawe van die Nuwe Testament, as jy gedoen vir die Heilige Gees. Maar kyk wat sê die volgende vers, hy wat in 'n taal spreek stig, homself. Ek het 'n vraag, wil jy geestelike krag hê? Het jy geestelike krag nodig in jou lewe? Maar dan moet jy gedoop word met die Heilige Gees. Stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Nou, dis een ding om te woorde van stigting, troos en bemoediging te spreek en mense aan te moedig in die Here, dis een ding. Maar wat van myself? Nou, die doping met die Heilige Gees is eerstens en hoofsaaklik vir jouself. Dit is geestelike krag in jou eie lewe. So vriende, Pinkster is nie 'n vreemde ding vir die kerk van Jesus nie. Pinkster was Jode, want die eerste kerk van Jesus was nie een heiden nie, nie een Romein nie, nie een heiden nie. Almal Jode. Elke bekeerling was 'n Jood in die heel begin. Net Israeliete, Jode gewees. En toe die Here hulle met die Heilige Gees doop, toe sê hy,
nou moet julle die evangelie oor die hele wêreld aan alle nasies en tale verkondig. Nou moet alle nasies en tale dit hoor. So, Pinkster was 'n Joodse fees, 'n koringfees. Op daai dag is hulle gedoop, die 120 met die krag van die Heilige Gees. En dit het verbrei die evangelie toe as gevolg van dit oor die hele aarde. So, Levitikus 23 vers 21 sê, daardie selfde dag is 'n heilige dag, dit is Pinksterdag, né? Vers 16 van Levitikus 23. 50ste Grieks, Pentekoste. So jou Griekse Bybel staan daar Pentekoste. Pentekoste beteken 50, dis die 50ste dag. So wat het gebeur? Die Here, die Heilige Gees op daai dag uitgestort. So die dag van Pinkster het nie ontstaan uit die Christendom nie. Dis 'n vergissing. As jy dit dink, maak jy baie groot fout. Dit was 'n dag wat nog al die jare bestaan het in Israel. Maar God gebruik daai dag om die krag uit te stort. En van daai dag af celebrate die kerk van Jesus Pinksterdag as 'n dag wat die Here die belofte van die Vader, krag uit die hoogte op sy kerk uitgestort het. Nou celebrate ons dit. Nie net Israel, vir hulle is dit 'n koringfees. As Israel dit wil doen, vir hulle is dit 'n koringfees. Vir ons as kerk van die Here is dit Pinksterdag, was vir ons die dag wat die Here die krag van die Heilige Gees uitgestort het. Nou kan ons dit vier. So die direkte gevolg van die doop met die Heilige Gees was omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het. So ek gaan jou net 'n paar vrae vra. 'n Vraag en gaan ek kom antwoord. So hier is my vraag. Het Jesus terwyl hy op aarde was, enigiemand gedoop met die Heilige Gees? Jy verkies om eerder stil te bly, né? Jy's bang ek sê is dalk verkeerd. As jy gesê het hy het niemand gedoop met die Heilige Gees nie, dan was jy reg. Want onthou, hy moes eers opstaan uit die dood uit. Maar daar was 'n profesie in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hy sal julle doop met die Heilige Gees, is nooit vervul. Man het klaar opgestaan uit die dood uit. Daar vaar hy op hemel toe. 40 dae daarna. En dit het nog steeds nie gebeur nie. Onvervulde Bybelprofesie. Was hulle verkeerd? Nee. Jesus het dit onthou. So sy laaste woorde vir hulle was, bly net hier. Bly bid. Ek gaan haal die belofte en ek sal dit uitstop. Toe gaan hy hemel toe. En vir 10 dae lank, van dag 40 tot 50ste dag. Vir 10 dae. Want die Bybel sê hier so in vers 3, en hy het vir 40 dae aan hulle verskyn. Toe vaar hy daai dag op hemel toe. 10 dae daarna, terwyl hulle bid, 40 plus 10 is 50. Pentekoste. Dis die dag van die koringfees. Boem! Doop Jesus al 120 met die krag van die Heilige Gees. So vriende, daai dag het gekom na sy opstanding uit die dood uit, doop met die Heilige Gees krag. So dan beteken dit hulle is vervul met die belofte van die Vader. So hier's my vraag. Het jy al die belofte van die Vader ontvang? Want as jy nie in tale spreek nie, het jy dit nog nie ontvang. So kom ek vra nou die vraag, terloops, hoe voel julle oor my inleiding? Is julle okay? Want hier begin ek nou eers met die vraag, né? Onthou, hierdie was net die inleiding tot die boodskap. Sal ons volgende week terugkom en dan vra ek jy vra? Nee, ek sal nooit weer dieselfde gehoor hê, dit werk mos nou nie so. Nee, ek sê dit maar net tong in die kies vir jou. Luister. So hier is die vraag. Wie is die doper met die Heilige Gees? Kom ons klaar dit net vir mekaar uit. Is dit die Vader? Nee. Is dit die Heilige Gees? Nee. Is dit die pastoor, die prediker? Nee. Wat sê die Bybel? Hy, Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees. So wie is die doper met die Heilige Gees? Die Here Jesus. Klaar. OK. Dit stel ons almal tevrede. Tweede vraag. Wat gebeur met 'n mens? Wat is die effek, die gevolge van die doop met die Heilige Gees? Wat se teken sal uitspeel? Wat manifesteer? Wat wys? Wat kan ek sien as dit gebeur? Wel, 1, Jesus sê in vers 8, julle sal krag ontvang. 2, en julle sal my
getuies wees. Ek hou net vir 'n oomblik vas. Toe daai 120 gedoop is met die Heilige Gees, was dit agter 'n donker, toegesluite, geslote deur. Uit vrees vir die Jode, want Jesus is weg en ons kruip weg. Toe die Here hulle doop met die Heilige Gees, toe vlieg die deur oop en hulle stroom in die strate van Jerusalem in en hulle loof en prys die Here. En terwyl dit gebeur, kom die bevolking saam en almal sê, wat het gebeur? So die oomblik as jy die doop Heilige Gees, verdwyn al jou vrees. Jy is nie bang vir 'n mens nie. Jy is nie bang wat iemand aan jou kan doen nie, want jy weet dat die Gees in jou nou lewe soos nog nooit van tevore met die krag van die Heilige Gees. As jy daai ervaring, maak jou vreeslose getuie. En vers 4 sê, en daar's tonge van vuur, en wat het gebeur? Op Pinksterdag, Handelinge 2 vers 4, en hulle het aan die slaap geval. Nee. Hulle het op stoele gaan sit. Nee. Hulle het begin spreek in ander tale. Dis wat met jou gebeur. As jy nie begin spreek in ander tale nie, is jy nie gedoop in die Heilige Gees. Punt. Dis die bewys, die aanvangsbewys, dat jy gedoop is in die Heilige Gees. Elke keer daarna, wat jy vir die res van jou lewe in tale bid, en in tale praat met die Here, is dan die gawe van die Gees wat deur jou opereer. Alright. En in Handelinge 2 vers 38, toe al die mense nou saamstroom, hulle sê vir Petrus, maar wat moet ons dan nou doen? Hy sê nie, maar julle het hom gekruisig. Toe sê hulle, maar wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle, Handelinge 2:38, julle moet tot bekering kom, laat julle doop, jy moet deur die water doop gaan, die onderdompelingsdoop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees, dit wat ons nou gekry het, daai gawe kan julle kry. En die Bybel sê, en op daai dag, het 3000 mense hulle bekeer, en 3000 is in water gedoop, en 2 hoofstukke later, doop die Here almal met die Heilige Gees. Dus daar 3120 mense gedoop met die Heilige Gees. Handelinge 10, hulle het in tale gespreek, en God groot gemaak. Want dis wat jy doen as jy in tale bid. Jy maak God groot. So, ek het nog 'n vraag. As dit is wat gebeur, ek word 'n kragtige getuie, ek het die dynamis ontvang, en ek kan met God kommunikeer op 'n bonatuurlike wyse, né? Want onthou, iemand wat in tale praat nie met mense nie. Doop Heilige Gees is nie vir my om met jou te praat. Die Bybel sê 1 Korintiërs 14 vers 3, hy wat in taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. 1 Korintiërs 14 vers 4, né? Vers 3 en 4 kan jy gaan sien daarso. Spesifiek die ene wat sê in vers 4, hy wat in 'n taal spreek stig homself, maar vers 2 sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. So as iemand in tale bid, praat hy met die Here. Dit het nou vir 'n probleem, want ek bedoel, ek het nou net by jou krisis veroorsaak, want jou vraag is, ek praat nie in tale nie, so het ek nie die Heilige Gees in my nie. Dis mos wat die eerste ding wat mense vir my sê. In my hele lewe sal mense vir my sê, nou maar beteken dit ek het nie die Heilige Gees nie. Vriende, daar's 'n groot verskil tussen die persoon van die Gees en die gawe of krag van die Gees. Kan die twee nie met mekaar meng nie. Die persoon van die Gees beteken, as ek nou my hart nou vir Jesus gee, as ek dit nou doen, dan beteken dit die Heilige Gees kom woon nou in my, want hy wederbaar my. Die Gees woon in alle kinders van God. So ek het die gawe van lewe ontvang. Ek het die ewige lewe ontvang. Daarom het ek liefde, blydskap, vrede, die vrug van die Gees in my. Want ek is nou 'n kind van God. Ek het hom aangeneem. Die Gees is in my. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van die krag van die Gees, van die gawe, wat 'n tweede addisionele ervaring is, van die disippels op Pinksterdag, al 120 wat was almal kinders van die Here, hulle het almal die Gees in hulle gehad, hulle het duiwels uit mense uitgedryf, hulle het mense gesond gemaak, hulle het die Here geken en die Here gedien, hulle het geweet van Johannes 3, wat 'n Ou Testamentiese gesprek was tussen Jesus en Nikodemus, van as jy nie weergebore word, kan jy deur Gees, kan jy die koninkryk in nie,
dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat nie van jou saligheid nie. Die Heilige Gees, as die 3 eenheid, bring saligheid in my, wanneer ek my bekeer tot die Here, gee my hart vir die Here. Ek praat nie van jou saligheid nie, ek praat van jou geestelike wandel met krag voor die Here, wanneer jy gedoop is met Heilige Gees krag. Dis waarvan ek praat. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. In ander woorde, iemand wat in tale die Here loof, hierdie gawe van taal ontvang, want 1 Korintiërs 12 sê vir ons daar's 9 gawes, né? 3 is openbaringsgawes, 3 is kraggawes en 3 is spraakgawes. Die 3 spraakgawes is tale, uitleg van tale en profesie. So ons moet net eers die ander 6 net eers uit. So as ons praat van die gawes van die Gees, bonatuurlik, so as iemand gedoop met die Heilige Gees, praat hy bonatuurlik. My gees in my praat deur my stembande met God. As ek nou bid en ek sê, Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag in Parow Kaapstad. Waarmee het ek nou gebid? Jy verstaan, want ek het in 'n taal gebid wat jy verstaan. Maar as ek nou begin om in tale te bid, weet jy nie wat ek sê nie, maar ek praat ook nie met jou nie. Ek praat in tale met God. Dis mos 'n groot verskil. Dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs 14, dat, hoe staan die saak? Hy sê, as jy in 'n taal spreek, bid my gees. Maar my verstand is onvrugbaar. So my kop, my verstand, my denke, weet nie wat ek sê as ek in tale bid nie. Ek weet nie wat ek sê nie. Net die Here weet, want dit is 'n hemelse taal. God wat in die hemel woon, verstaan die taal, want hy het die taal gegee. So ek praat met God in 'n hemelse taal, met my gees. Direk tussen my en God in die hemel, praat ek direk met hom in 'n hemelse taal. Maar andersins bid ons met ons verstand. Hy sê, ek sal ook met my gees dank. So jy kry mense wat in tale vir die Here dankie sê. Hy sê, ek kan ook selfs in 'n taal sing. Partykeer sal jy hoor, hoe sing van ons musikante in tale. Want jy kan in 'n taal sing, jy kan in 'n taal dank, jy kan in 'n taal bid. Jy kan al drie in 'n taal doen. Maar ek kan dit ook met my verstand doen. Wel, almal van ons wat hier sit, sonder uitsondering, 100%, almal wat hier is, kan met ons verstand sing, bid en dank. Right? Want jy het mos 'n verstand. En jy het 'n mond, jy het 'n hart, jy het 'n taal, jy kan mos nou in jou moedertaal of jou aangeleerde taal kan jy mos dit nou doen. Almal van ons kan dit doen, maar nie almal van ons kan in 'n hemelse taal. As jy nie gedoop is met die Heilige Gees, dan bid en sing nie. My vraag is, nie of doen jy dit met jou verstand nie. Ek weet jy doen dit met jou verstand, want dis hoe jy is. Jy bid saam, jy sing saam, jy dank saam. Ek vra, kan jy dit met jou gees doen? Daarvoor jy dooping met die Heilige Gees nodig. Anders kan jy dit nie doen nie. So die Gees is inwonend in ons as kinders van die Here. Bring my nog 'n vraag. Wat is dan die redes? As dit dan so, as daar sulke gevolge en goeders is, wat is die redes? Wel, van dit het mos al klaar uitgekom. Julle sal krag ontvang. So ek het miskien 'n vraag vir jou. Wil jy krag hê in jou geestelike lewe? Wil jy dit hê? Want nou word jy nie gedoop met die Gees nie. Hoekom jy so aan om te skop en te argumenteer met al jou redenaars? Niks wat jy sê verander dit nie. Die Here doop nog elke dag mense met die Heilige Gees. Niks wat jy sê verander dit nie. Miljoene word gedoop met die Heilige Gees. Not gonna change. Your argument's not gonna change what God is doing. Maak jou vreesloos. En jy kommunikeer met God nou op 'n besonderse wyse. Want die Bybel sê ons 1 Korintiërs 14, hy wat in 'n taal spreek tot mense maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Soos ek nou in tale bid, sê jy nie weet wat ek sê nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So die geheimenisse van God. Ek wil my nie eers begewe om vir jou te sê wat in 46 jaar in my lewe geopenbaar is, wanneer ek in tale bid wat God vir my gewys het in my lewe en hoe dit uitgespeel het nie. Dit is privaat. Dit het niks met ander mense te doen nie. So is okay, so kom ons los dit. Maar jy kommunikeer met God op 'n bonatuurlike wyse. Onthou, hierdie wat ek van praat, doop met die Geeskrag, is bonatuurlik, is nie natuurlik nie. Dis iets wat jy kan aanleer nie. God doen dit. Dis supernatural. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Niemand kan, net die Here kan dit vir jou doen. Jou gees bid en sing. So dis bonatuurlike kommunikasie en dit stig jou. Wie wil nie gestig? En jy het mense wat met die Heilige Gees gedoop is, hulle het buitengewone vrymoedigheid in die Here. Jy sal dit altyd sien. En hier is die groot ding, dit bring 'n evangelistiese ywer. Jy wil siele sien gered word en by die Here uitkom.
So dit is vir bedieningskrag, want hy het ons gesê, julle sal krag ontvang en my getuies wees. So die dooping met die Heilige Gees is essensieel, is baie belangrik. As jy wil bedien in die koninkryk, as jy werklik wil bedien soos wat God wil hê jy moet bedien in die koninkryk, you need that power. That's for sure. Het gee vir jou geestelike krag. So voor ek afsluit, ek het nog 'n vraag. Wat is die voorwaarde? Is daar 'n voorwaarde? O ja, verseker. Wat sê jy? As 'n handvol. Ek kan vir jou sommer nou gee. 1. Die Here doop nie sondaars met die Heilige Gees. Nie een nie. Not one single sinner op aarde. Hy kan net sy kind doop met die Heilige Gees. Jy moet klaar die Gees in jou hê as persoon om gedoop te word met die Heilige Gees. En die Bybel sê, toe hulle vra wat moet ons doen, wat ons kan kry wat julle het, toe sê hy, bekeer julle, antwoorde, word 'n kind van die Here, gee jou hart vir die Here, en laat julle doop. Dis interessant, want Markus 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Ekskuus, wat sê die teks nou weer? Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En wat sê woorde daarna? En vir die wat geglo het, vers 17, vir die wat geglo het, Markus 16, vers 17, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So as jy jou bekeer het, en jy te laat doop, en jy glo om hierdie gawe te ontvang, en die wat geglo het, met nuwe tale sal hulle spreek. Met nuwe tale. So wat is dit? Bekeer jou, laat jou doop, en glo, en jy sal dit ontvang. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Met nuwe tale sal hulle spreek. Beywer julle met die oog op die beste gawes. So, voor ek afsluit, ek het nog een vraag, en dan sluit ek met 'n laaste vraag. Ek het 7 vrae. Hier is my 6ste vraag. So wat verhinder my dat ek gedoop word? Hoekom praat ek nie in tale nie? Ek het al gebid te vir, ek onthou aan Walvisbaai, ek het baie keer aan my tent in die nag gaan heilig by die Here. Sê ek, Here, hoekom doop jy my nie met die Heilige Gees? Ek wil ook in tale praat, Here, gee dit vir my daai gawe, en wondere mens. Wel, kom ek vir jou verduidelik, die redes wat ek gevind het, een van die grootste redes is, daar's ongeloof. Mense glo dit net nie. Hulle kan hulle self nie kry om te glo die Here gaan my doop. Hy sal ander mense doop, maar hy sal nie my doop. Die Bybel sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Markus 16 vers 17, met nuwe tale sal hulle spreek. Dis nie dalk miskien nie. Die ander hinders wat ek gevind het, is skuldgevoelens. Ja, die duiwel sê vir jou, jy wil hê die Here moet jou doop met die Heilige Gees, maar jy doen nog dit en dat en dit, en die mense weet nie wat jy hier en hier doen nie, wat jy daar in die donker doen en dit en dat. So in die duiwel, om te keer, bring hy vrees en skuldgevoelens oor jou, en ongeloof, en jy's like, nee, die Here, hoekom sal die Here jou doop met die Heilige Gees? Paulus sê, ek wens dat julle in almal in tale kan praat. Hoekom sal hy sê, as dit nie vir al die kinders van die Here is nie? Want 1 Johannes, my raad altyd vir mense is, luister, 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe ons van alle ongereinheid te reinig. So as jy 'n probleem het met sonde, kom en sê, Here, vergewe my, en dat ek my hand op jou lê en vir jou bid, dat die Here kan doop in die Heilige Gees. Sorg dit dan uit en bely dit dat ons aangaan. Ander mense dink die Here is onwillig. Sê, nee, hoekom sal die Here my doop? Ek het die Here sal ander mense doop. Hoekom sal, as dit die Here is wat onwillig is, kan jy eendag voor God in die hemel staan en sê, Here, Raymond Lombard het gedoen wat hy doen, Quintus gedoen wat hy doen, Adrian gedoen wat hy doen, en al die mense gedoen wat hulle doen, en Dominee Dani wat hy by ons is, hy is vir my Gees, en al die mense gedoen, hulle het gedoen wat hulle gedoen het, want U dit vir hulle gegee, maar nie vir my nie. So ek kan nie doen wat hulle doen nie. Ek kan nie getuie wees wat hulle is nie, want U het nooit vir my gegee nie. Nou dink jy die Here gaan in die beskuldigde bank voor jou staan? En so sê, my kind, my woord staan. As jy jou bekeer, en jy laat doop, en jy glo, so doen my Heilige Gees. So moet jy gou weer ding vertel. So ek is in Alexanderbaai, en die Here doop die mense daar, en Pastor Benny is in Oranjemund, en hy sê, Raymond, jy moet kom bid vir my mense in Oranjemund. Just nou, so ek hou oor die Oranje rivier, nou moet ek gaan bid vir die Heilige Gees. Maar die oggend, klein, die gemeente het pas begin daar, klein gemeente. En daar was net 5 mense, wat uitgekom het op die uitnodiging doop tot die Heilige Gees. Ja, en die Here doop al 5 na die diens. En ek bid en die Here doop 1, 2, 3, 4, 5.
Maar die ou wat in die middel was nommer 3. Toe die Here hom doop met die Heilige Gees, toe besluit hy vat die pad. Maar hy praat in tale, maar die kerk het twee blokke. Maar hy vlieg daarom, toe die Here hom doop met die Heilige Gees, en nou hol hy uit by die kerk. Nou kyk ek nou hierdie ou wat die pad vat, en ek dog nou, wat nou? Hier praat hy in tale, gat hy. Maar die kerk het 'n tuinhekkie. En hy's uit eers op die plafy van die kerk, en hy vat die tuinhekkie, en hy's daar links af in die straat. Nou vang my oog om so, dat ek kan dwars deur alles kyk, en ek sien, daar is gone. Ek sê, wel, Here, een is gone, die rest is nog hier, let's go on. Nou begin ek en ek bid vir die ander. Want ek nou klaar by die laaste ene bid, en ons dankie, Here. Hier kom hy terug, sleep hy sy vrou in. Hy's like, pastoor en haar ook, dat hy vir die kospotte gaan haal. Sy maak lekker hoenderkos vir hom by die huis, en toe die Here hom doop, dink hy in sy vrou, en hy sleep hy uit. Nou sleep hy aan haar, en ek is like, nee man, sy was eers in die kerk nie. Wat moet ek met hom maak? Hy sê, bid. Ek is like, Here, dit is 'n moeilike een hierdie. Ek bedoel, die vrou weet nie, sy was in die diens nie, sy weet nie wat aangaan nie. En ek is like, ek is aan die lus hier voor die huis, like, pastoor, jy moet bid. Here, my vrou ook doop. En dan praat hy en taal bid. En ek besef, hierdie gaan ek nie uitkom. En ek kry myself so mooi by mekaar. Ek sê, kom hier. Ek besef, ek het nie tyd om te praat nie. Ek sê, glooi die Here ken toe my. Sy sê, ja. Ek sê, steek jou hand op, ek vir jou bid. Sy hande oplig. Daar doop die Here aan met die Heilige Gees. Dus daai 2 hande om die lyf is, hulle 2 toe huis toe. Nou ek kan vir jou duisende stories vertel. 4600 plus. Die Here doen dit. Party mense oor die Here het sy eie tyd. Ja, jy is heeltemal reg. Dis nou. Dis die tyd. Dis Pinkstertyd. Ja, Junie maand. Dis gewoonlik Pinkstermaand. So, dis die tyd. Dis nie te wag nie. Jy is heeltemal reg. Die Here het sy tyd. Tyd is nou. Nie te wag vir 'n ander dag. Ander mense het verkeerde persepsie. Jy weet in die ou dae, hulle dink ons gooi duiwe in die kerk en sit die ligte af. Jy weet of die mense rol onder die banke in. Of hy kom môre by en hy wonder waar was hy gister. Jy weet, in die geval dat die stoele trek. O, jene, ek moet hier dan vir julle vertel. Ek moet dit vir julle vertel. Nee, hierdie moet ek vir julle vertel. Man, die kleerlingpastore hier in die Kaap is bitter lief vir my kollegas. Jong, en hulle sê vir my, pastoor, nou hier, nou daar. Dan is dit eers rivier. Tot in Swellendam, die Here doop die Spietkop in Swellendam. As die Spietkop die aftrek in Swellendam, sê hy vir hom met Raymond Lombard, laat my ry. Die Here het hom ook gedoop. Die Spietkop van Swellendam, die Here doop. Maar nou vat hulle my oral, hulle vat my die Weskus, Atlantis. Die Here doop op 'n Woensdag aan, sommer meer as 100, lyk soos 'n slagveld. Het jy gesien lyk dit as 100 mense gedoop op my, lyk op een slag. It's crazy om dit te sien. Anyway, maar nou sê ek daar, nou sê hulle, nee pastoor, Touwsrivier toe. Jene, ek sê, nee, is reg. Nou trou my daar hulle kar, en ons hier op teen die berge, nou soos uit, nou soos in Touwsrivier. Kom in Touwsrivier. Nee, dis sommer die stadsaal, ek dink, heerlikheid. Is julle nou mal, moet ek vir die hele dorp bid? In geval, nou is daar klomp mense, die plek is vol, mense van alle kerke, is almal daar. En ek bedien. Maar hier voor sit 'n man. Jy kan hom deur 'n ring trek. Hy is gekoller en getaai. Ek bedoel, is 'n Dinsdag aand, dis nie Sondag nie. Hy het 'n das aan. Maar ek bedoel, jy kan hom deur 'n ring trek. En hy sit die hele tyd vir my so en kyk terwyl ek praat en bedien toe klaar. Toe klaar is, toe sê die pastoor, pastor, nou moet jy bid. Ai, trek my baadjie uit, nou gaan ons bid. En die Here doop hulle so met die Heilige Gees. Te wonderlik, om dit te sien, sy belewenis. En die Here doop hulle. Hier in Kraaifontein, die Here het terug 60 mense gedoop in een diens met die Heilige Gees. 'n dominee hier in Bellville my laat kom, om vir sy gemeente te bid, en die Here het 40 mense in 'n huursaal gedoop met die Heilige Gees. 'n dominee. Van 'n gereformeerde kerk. 'n dominee van 'n gereformeerde kerk. Maar nou is ons nou daar nie dop, nou is ons in Touwsrivier. Maar hoor die storie. Toe ek by die man kom, staan hy net so ernstig. Here Jesus, staan hy so, Here. En ek dink, nee, dis nonsens hierdie. Nou ek wil, hy sê by my nie. En ek tik hom sy skouer. Ek sê, broer, maak oop jou oë. Kyk jy so vir my, so skrikkelik. Ek sê, luister. Wil jy gedoop word in die Heilige Gees, ja of nee? Hy sê, yes, pastor, yes. Ek sê nou toe, wat's fout met jou? Laat ons bid. Tel op baie handjies, man, wat staan jy so? Jy sê vas, jy is mos los. En ek lig sy hande so op en ek begin vir hom bid. En die Here doop my Heilige Gees, maar toe hier hom doop.
Dit was onthou ek het gesê dit is 'n stadsaal, dis 'n huursaal, los stoele. Jy sien net stoele trek. Hulle sê hele gat daar. Hy val, die stoele, daar so groot gat, daar lê hy. Nou lê hy op die sementvloer met sy nice suit, met sy das hier oor sy keel in die hoek, maar hy praat in taal. Hy aanbid die Here in 'n hemelse taal. Nou staan ek die betalje so en kyk. Nou gaan ek aan, nou bid ek vir die ander, toe ek klaar is. En seker nog 20 minute. Nou kom staan ek op die verhoog, nou staan die twee pastore, een links, een regs van my. En ek sê nou gaan nog steeds daaraan. Hy praat, hy staan nie op nie. Hy aanbid net die Here. Ek sê vir hulle, kerel, sê net vir my, wie's daai man? Hulle sê, "Woe, dis die dominee van die dorp." Ek sê, los hom net daar. Ek sê, broers, let's go. En ons is in die kar, ek is uit die dorp uit. Dominee lê daar op die vloer en praat in tale. Ek sê, ja, julle het altyd iets te sê oor die Pinkstermense, né? Soveel vir julle dominee sal pas, as die Here jou doop in die Heilige Gees. Vriende, ek sluit af en ek vra net, hoe doop die Here my met die Heilige Gees? As jy praat, as jy spreek, gaan in jou binnekamer. Kom ek nou vir jou iets vertel. Jy hoef nie eers te wag tot Junie maand, alhoewel dit môre is. Jy hoef eers te wag. Jy hoef eers te wag vir die diens, totdat ons dit gaan hou nie. Jy kan, you can, by jouself, by jou bed, net daar, ek het al vir mense gebid op die telefoon en doop julle in my Heilige Gees. Ek het vir ander mense gesê, gaan in jou binnekamer nou en gaan bid. En hulle bel my en sê, die Here het my gedoop met my Heilige Gees in my binnekamer. Die Here kan jou doop met die Heilige Gees. Ons hoef nie vir jou te bid. Ek het soveel stories om te vertel. Kom ons los dit. Kom kry jy jou eie storie. Soek jy dit by die Here?